Okay, ons het nou so 2 weke terug, né? Toe het ons bietjie gesels oor Psalm 22, né, vers 3 en 6, die van julle wat kan onthou. Ek gaan dit net gou weer lees. Elke dag roep ek U, my God, maar U antwoord my nie. Ook elke nag roep ek, maar daar is geen rus in my nie. Tog is U die Heilige wat woon, waar Israel U prys. Ons voorouers het op U vertrou. Hulle het U vertrou en U het hulle gered. Tot U het hulle geroep en hulle is verlos. Hulle het op U vertrou en was nooit verleë nie. Ek wil net die vers 4 ook net in die 53 vertaling lees. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. So die een sê prys, waar die Here geprys word, en die ander ene van die lofsange van Israel, né? Sy nou reg, Jakob? Okay, nou selfs Dawid, né, wat 'n man so na aan God se hart genoem was, né? Selfs Dawid het stiltye beleef, het nie gehoor van die Here nie, vir tye in sy lewe. Moeilik om te glo, maar dit gebeur. En dan is daar natuurlik die tye in ons lewe, wat ons ook nie altyd die stem van die Here hoor nie. Nou dit kon verskeie dinge gewees het. Ons het so 'n bietjie gesels oor, dalk is dit sonde, veral moedswillige sonde, in my en jou se lewe, wat keer dat ons van die Here hoor. Moedswillige sonde, dit is natuurlik skuldgevoel en onbeleide sonde, wat keer dat ons die Here se stem hoor in ons lewe. En dan die ander ding het ons gepraat, partykeer is dit ook nie net ons skuld nie. En ons het gedink aan Daniël. Daniël wat vir die Here gevra het vir 'n antwoord vir die volk, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Vir 21 dae het Daniël gevas en vir 21 dae het hy gebid, maar nooit het hy 'n antwoord van die Here afgekry nie. En toe hy daar by langs die Tigris rivier staan, kom 'n engel na hom toe op die 21ste dag, en die engel sê vir hom, hy is hier vir 'n antwoord van God die Vader af. Maar hy het al die eerste dag, het hy vertrek om vir Daniël die antwoord te bring, maar hy kon nie by Daniël uitkom nie, want Satan het hom gekeer om hier uit te kom. So vir 21 dae het die engel probeer om deur te kom, om die boodskap van God die Vader aan Daniël te bring, maar hy kon glad nie deurkom nie. Op die 21ste dag het Michael, die hoofengel, gekom, en hy het vir die engel die pad oopgemaak, en hy kon verby Satan kom, en hy kon na Daniël toe gegaan het, en hy kon vir Daniël die boodskap gegee het. Hoe wonderlik is dit nie, maar is nie altyd ons skuld ook nie. Partykeer is daar ander dinge wat verhoed, en ons sien in die geval Satan wat verhoed, laat die antwoorde by ons uitkom, dit wat God die Vader stuur. En solank soos ons soos Daniël aanhou, vra en in afwagting wag vir 'n antwoord van die Here af, ons sal hom kry. Die Here is getrou genoeg. Daar's geen enige obstakel of enigiets wat die Satan kan doen om te verhoed dat die antwoord van die Here by ons uitkom nie. Ons moet net geduldig wees. En dan het ons, soos ek sê, die sondes wat keer, en dis meestal skuldgevoelens van ons eie kant af. En as jy kan onthou, het ons gesê, ons gaan 'n bietjie huiswerk doen. Linda het vir julle almal so 'n kaartjie uitgedeel. Daar was vir die volgende 13 dae wat nou gister opgehou het, was daar 'n Bybelvers gewees wat ons gevra het dat almal van julle elke dag die Bybelvers sal bietjie naslaan en bietjie in julle stilte tyd bietjie oorgaan en so aan, en dan dit is om te bewys, soos die Psalm 22 gesê het, Here, U woon waar U geprys word. Here, U woon waar die lofsange aan U gebring word. En ons het gesê, die voorkant van die boekie moet ons skryf, Here, U is waardig om aanbid te word. En dan gaan ons, en ons vertrou die Heilige Gees, en ons bid vir die Heilige Gees, om vir ons te gee wat die Here al vir ons ingestaan het, waar die Here ons beskerm het, waar die Here vir ons voorsien het, waar die Here vir ons dinge, bo-menslike dinge gedoen het in ons lewe. En ek sê, ek het dit al gedoen in die verlede, waar ek vir die Here gevra het, en oor 'n tydperk het die Heilige Gees vir jou sulke stukke teruggebring in jou lewe. En ek hoop baie van julle het dit gedoen, waar ons vergeet het om die Here hulde te bring, waar ons vergeet het
om die Here lof te bring vir dit wat hy in ons gedoen het. En dan het ons elke dag vir die volgende 13 dae, was daar 'n Bybelvers gewees wat ons nou aan die agterkant van die boekie sou geskryf het, en ons sal die Bybelvers by onsself behandel het. En die Bybelvers het gegaan oor wie God werklik is, wat hy doen, en van so aan. En dan, veral ek dink as ek reg onthou, van dag 5 af tot omtrent so dag 7, gaan dit oor die groot geskenk wat die Here vir ons gegee het, die geskenk van genade, die geskenk van die kruis en die opstanding, van die Vader wat sy seun gestuur het, uitsluitlik vir my en jou wat glo in die Here, vir ons wat bereid is om alles eenkant toe te sit en die Here te glo dit aan die dood van die Here Jesus Christus en die opstanding van die Here Jesus Christus. Dit het die Here vir my en vir jou gedoen, die grootste geskenk waarvan ons niks verdien nie. Absoluut, daar's geen niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. En ek wil nou 'n geleentheid gee vir elkeen van julle, of die van julle wat wil, is daar iemand wat 'n getuienis het oor die laaste paar 13 dae, as julle die boekie gedoen het, en julle het geskryf in julle boekies, en julle dit gedoen, is daar iemand wat ietsie wil getuig daaroor? Nie vandag nie. Seker, het julle julle huiswerk gedoen? Ek wil julle aanraai om dit asseblief te doen, as julle wil. Linda het nog van die papiertjies, ek weet nie of sy dit nog vandag het nie, maar doen dit bring vir jou 'n ander belewenis, dit maak jou oë oop om te sien wat die Here vir jou, 'n sondaar mens wat niks van hom af verdien nie, vir jou gedoen het. Vat die voorkant van die boekie, skryf daarin, en vertrou die Heilige Gees, bid tot hom, dat hy vir jou sal wys van die kere wat ons vergeet het, of net nagelaat het, om die Here te dank en te prys en te loof, vir wat hy in ons lewe gedoen het. Mense, dit werk. En vat die agterkant van die boekie, en hoor by Linda, miskien kan sy dit vir jou aanstuur, die 13 dae se versies wat ons gehad het, sodat ons oë kan oopgaan. Sy het nog van dit daar agter, sê sy. Sodat jou oë kan oopgaan, om te kan sien wie God werklik is, en wat hy in stand hou, en wat hy vir my en jou gedoen het. So asseblief, die van julle wat dit wil doen, doen dit. Ek wil julle aanraai om dit te doen. Dit bring ons weer terug in 'n ander verhouding met ons hemelse Vader. Nou vandag gaan ons nou 'n bietjie verder aan. Ons gaan 'n bietjie kyk na 'n goeie voorbeeld van 'n persoon wat weggeraak het van die Here af en teruggekom het. En dis 'n gelykenis wat die Here Jesus self vertel. En dit is in Lukas 15, waar die Here ons vertel van die verlore seun, baie bekende stuk in die Bybel. En die Here vertel hierdie stuk, en ek wil dit graag vir ons lees, om die punt verder te verklaar, het Jesus vir hulle die volgende verhaal vertel. 'n Man het 2 seuns gehad. Die jongste het vir sy pa gesê, ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag tot pa doodgaan. Die pa toe ingestem en sy goed tussen die 2 seuns verdeel. 'n Paar dae later het die jong seun al sy besittings in geld omgeskep en na 'n ver land gereis, en daar het hy sy geld verkoos met 'n uitspattige lewe. Teen die tyd dat sy geld opgeraak het, het 'n groot hongersnood oor die land gekom, en hy het begin honger ly. Hy kry toe werk by 'n plaaslike boer, en die het hom in die veld ingestuur om die varke op te pas. Die seun het so honger geword dat hy selfs die pele wat die varke moes vreet, het vir hom smaaklik gelyk, maar niemand het hom enigiets gegee om te eet nie. Toe hy uiteindelik tot sy sinne gekom het, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos om te eet. En hier is ek besig om van die honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê, pa, ek het gesondig teenoor die hemel en ook teenoor pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Neem my asseblief in diens as 'n huurwerker. Daarom het hy teruggegaan na sy pa toe, en toe hy nog ver was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis, het hy na die seun toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teenoor pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa het vir die bediendes gesê, gou, bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom aan. Kry 'n ring vir sy vingers en sandale vir sy voete.
slag die vetgemaakte kalf, ons moet fees vier. Want hierdie seun van my was dood, en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Toe het hulle begin fees vier. Intussen het die ouer seun in die veld gewerk. Toe hy terugkom huis toe, hoor hy die musiek en die danser in die huis. En hy vra toe een van die bediendes wat aangaan. Jou broer is terug, is vir hom gesê, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag. Ons vier fees, omdat hy veilig teruggekom het. Die ouer broer het hom liderlik vererg en wou nie ingaan nie. Sy pa toe uitgekom en hom gesoebat, maar hy het geantwoord, ek het al die jare hard gewerk vir pa, nooit geweier om enigiets te doen, wat pa vir my gesê het om te doen nie. En in die tyd het pa nie eers vir my 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Maar toe hierdie seun van pa teruggekom het, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa fees en slag die beste kalf om te eet. Sy pa het vir hom gesê, kyk seun, ek het jou nog altyd hier by my. Ek het jou nog altyd hier by mekaar. En alles wat ek het, is tog joune. Ons moet hierdie gelukkige dag vier, want jou broer was dood en hy het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Nou hierdie verhaal wat Jesus vertel het, soos elke verhaal wat die Here vertel het so dieper betekenis vir elkeen van ons vandag, net soos dit daai tyd gehad het, né? Nou sien ons die Here se liefde. Ons sien sy genade en ons sien net hoe die Here vir ons omgee en sy vergifnis wat die Here het vir elke ene van ons. Jy weet, die Here se hart wys ons hierso dat sy hart vir verlore kinders is. Verlore mense wat 'n draai gaan stap het, soos ons dit noem. Mense wat vol nederig en berou voor hom terugkom. Dis die Here se hart. Dis wie hy is. Nou ons kyk bietjie na die seun se lewe. Hy het in sy vader se huis gebly. Seker niks kort gekom nie. Nou, in elk geval nie wat hy gedink het hy kort nie. Dit wat hy nodig gehad het, het hy nie gekort nie. Hy was verseker van sy beskerming. Elke aand sy gaan slaap het. Hy was omring deur geliefde mense. Daar was sekere voorwaardes waaraan hy moes deel in die huis om sy vaderhuis te bou en groter te maak en uit te brei natuurlik. Maar dit was 'n daaglikse taak wat hy moes doen. Maar op 'n kol het die grenslyne, dit wat buitekant die grenslyne is van sy pa se huis, vir hom baie aanloklik geraak. Hy het dinge gehoor, hy het dalk dinge gesien. En hy was oortuig dat daai die lewe is. En soos hy besluit toe om bietjie te gaan ondersoek instel oor dinge wat buitekant die grense van sy vader se huis is. Nou as ou die stuk lees, dan dink ek 90% of dalk meer van ons wat hier sit, erken die pad wat ons geloop het. Ons onthou die dag wat ons ook die hek oopgemaak het en die grenslyne van ons vader se huis verlaat het. Vir dinge wat ons gesien het, vandag is dit dalk bietjie meer moeilik. TV wys vir ons 'n wêreld daar buitekant wat aanloklik lyk. Vriende, veral op 'n skool, vriende by die werk, wys vir jou 'n ander kant van die lewe wat vir jou smaaklik lyk. En dit lyk vir jou of daai mense lewe en die lewe geniet. En ek sien dit in my eie lewe. Eers was ek veilig in my vader se huis. Ek was verseker van 'n erfporsie van die ewige lewe wat ons Here vir ons kom gee en wat ons sou gekry het, sou ons in die grenslyne van sy huis bly. Ons kry deel van die volmaakte offer. Die offer wat vir die eerste keer in die geskiedenis en vir altyd sal bly staan as die offer wat aanneemlik was vir God die Vader, die enigste offer. En ons kry deel daarvan, solank ons in die grenslyne bly van ons hemelse Vader se huis. Hy moes bereid wees om dit nou spring ek sommer so. Maar die aanloklike wêreld het hom getrek. Die aanloklike wêreld het vir hom goed gelyk en hy het 'n besluit gemaak om te gaan ondersoek instel. En soos ek sê,
Maar hier spring die ding nou verskriklik. En die seun maak 'n keuse. En hy gaan of skies tog, en hy gaan ondersoek die wêreld. En die wêreld vir 'n oomblik is vir hom mooi. En dit wat hy doen is vir hom lekker. Maar soos enige iets wat die Satan vir my en vir jou gee, enige iets wat die Satan vir ons op die tafel neersit, mense begin altyd met mooi en lekker. Al hierdie dinge volg ons na, en op die einde van die dag is ons dalk net 'n bietjie ver. Ons onthou, terwyl ek nou hierdie stuk voorberei het, onthou ek spesifiek presies die eerste dag, toe die eerste vloekwoord uit my mond uitgekom het. Ek was maar so groot, en dat was nog op my bicycle op pad skool toe, en die eerste woord, ek onthou die skuldgevoel door die eerste vloekwoord. Ek was by myself, daar was niemand daar nie, dit was net lekker om die vloekwoord te sê, want ek het 'n maatjie gehad, hy het gevloek, en sy maale was net okay daarmee. En toe daai vloekwoord oor van my mond kom, het ek die verskriklikste skuldgevoel gehad. Maar ek het nie gestop daar nie. Ek het my fiets teen daai opdraande daar na die laerskool toe gery, en die een vloekwoord het meer geword, en meer geword, en meer geword. Tot ek naderhand nie eens meer agtergekom het, want toe is ek deel van die wat vloek. En ons word al groter, hoe meer ons vloek. Ons voel groter. Na dit, my eerste sigaret, ek gaan ook nie my ouderdom weggee nie, my kleinkinders is hier. Eerste sigaret, daai eerste skuldgevoel, tot jy daai eerste pakkie 20 gekoop het, en jy gaan steek hom onder die sand weg, in jou pa se erf. Gou-gou word daai eerste pakkie 20 in jou kamer ingedra. Dit raak beter, en dit raak makliker. Eerste bier, gaan ook nie my ouderdom weggee nie. Naderhand word dit sommer openlik gedoen. Nou, die verhaal is ook die verhaal wat ek geloop het, van die jong man. Maar op 'n kol moes hy kyk, en weet jy, die genade van ons Here Jesus Christus is oor elkeen van ons. Op die kol in sy lewe, het sy lewe in 'n varkhok verander. En soos ek sê, enige ding wat die Satan vir ons gee, en die Satan vir ons voorhou, begin altyd lekker. Dit begin maklik. Maar iewers kom die Heilige Gees, en hy kom waarsku vir jou. Want jy is besig om in 'n varkhok in te gaan. En ons besef dit nie, die meeste van ons loop oop oë in daai varkhok in. En die Heilige Gees kom en hy kom maak jou oë oop, en jy sit daar en jy kyk om jou rond. En as jy so om jou rond kyk, dan sien jy die varkhok, vir wat die varkhok regtig is. Jy sien die trof waar hy die varke eet, die pele. En jy kom sit daar en dank die Here vir die Heilige Gees, en dankie vir sy genade. Maak jy op 'n kol jou oë oop. En jy onthou, in jou hart onthou jy, want jou gees binne in jou hart roep uit wat jy nie nou op hierdie oomblik verstaan nie, maar jy weet, daar was 'n tyd in jou lewe wat jy dit gehad het. En net daar, mense, maak die seun 'n besluit. Hy wil teruggaan na sy vader se huis toe, want hy sien vir die eerste keer die varkhok vir wat die varkhok is. Hy maak 'n keuse en hy staan op. Maak die varkhok se deur agter hom toe, of die hek eerder. En hy vat die pad huis toe. Mense, is dit 'n maklike pad wat ons stap huis toe? Glad nie. Want die Satan wil nie hê jy moet gaan daar waar jy nou heen is op pad is nie. Mense, dit is nie altyd in 'n oomblik nie. Daar's 'n pad wat jy gaan stap om jou pad terug te kry. En jy gaan dit moet stap. En ongelukkig baie van ons stap, en dan draai jy om en jy kyk, en skielik lyk die pele vir jou net weer lekker. Aangenaam, lekker. En jy draai gou terug. En dan normaal sê ons vir onsself, weet jy wat, net hierdie een keer. Môre sal ek weer teruggaan en die deur agter my toemaak. Dit raak moeiliker en moeiliker en moeiliker om dit te doen. Al moeiliker. Die Here leer vir ons, die seun het gegaan, en hy maak die keuse. Hy maak die keuse om
by sy Vader te kom en voor hom neer te val en vir hom te sê, Vader, ek het teen die hemel en u gesondig, opregte berou wat hy in sy hart het. Hy maak hy hek toe en hy loop, en hy kyk nie om hom nie. Hy kyk nie terug nie. Sy oë is gefokus op die swaar en die moeilike pad terug huis toe. Mense, dit is so, en ek wil weer sê, ons raak verslaaf van sekere dinge in ons lewe, en dit raak al moeiliker om daai pad vol te hou. Maar hierdie storie leer vir ons, byt vas, hou aan, jy het die deur toegemaak agter jou, daai hek is toe, moet nie teruggaan nie. Gaan aan, en gaan aan, hou aan. Ek weet nie hoe lank is jou pad om terug te gaan nie. Hou net aan, want die storie is nie klaar nie. Hy gaan met 'n nederige gemoed soontoe. Hy wil nie weer sy status terug hê nie. Hy sal as 'n huurling vir sy pa gaan werk, maar huis toe wil hy huis toe. Hy maak die keuse, en hy gaan gefokus op die pad voor hom. Hierdie ding sukkel bietjie, skus julle hoor. Daar is hy. Ons sien in die verhaal dat sy pa op die heuwel gestaan het en vir hom gewag het, uitgekyk het na hom. Dan sien ons ook dat die pa na hom toe gehardloop het. Nou wil ek vir jou sê, in daai tyd, en seker maar seker vandag is sy lewe ook so, 'n man van inbors, né, 'n gesiene man, sou nie daai jare gehardloop het nie. Hoekom vertel die Here vir ons hierdie goed? Hy moes sy rok basies optel, en sy bene vir die mense gewys het, en dan sou hy nou gehardloop het. Hy sou eerder iemand gestuur het wat die hardloopwerk moes gaan doen het. Maar die Here vertel ons, dat die pa op die heuwel gestaan het en uitgekyk het vir hom. En ek kan vir jou vandag garantie, want ek lees die woord van die Here en alles wat daarin staan is waar. Die Here wag vir elke een om terug te kom. Dis sy hart, ons het gesien, dis sy hart. Hy wag vir ons, en hy gaan kyk vir jou. En hy gaan uit en hy hardloop na die seun toe. Die seun sê vir hom, pa, maar ek het gesondig. Wat doen die pa? Hy die sambok uit? Nee, hy druk hom en hy soen hom. En hy sê, daar's geen verwyte nie. Die Here sê vir hom, hy's vergewe. Kom huis toe. Hulle gee vir hom nuwe klere, onmiddellik is hy 'n nuwe skepsel. Hy lyk goed. Hy stink nie meer na vark nie. Hy kry 'n nuwe outfit. Hy kry nuwe skoene om te loop. Maar die belangrikste van alles, hy kry sy ring terug. Nou die ring, daai jare was gewees, daar was nie kaartjies wat ons sou geswipe het, of checkboeke nie. Ja, as jy 'n ring gehad het met jou familie, se seker wapen op, kon jy besigheid gedoen het vir daai familie, met die ring. En die Here onmiddellik toe die kind terugkom, gee die Here vir hom sy ring terug. En hy doen dit met ons ook. Jy kry jou ring, en jy kan onmiddellik intree, en jy kan kom besigheid doen vir die Here. Is dit nie awesome? Net daar maak die Here alles reg. Net daar sluit die Here 'n nuwe verbond met hom, en hy verwelkom hom in. Hy sê nie vir hom, kom eers of stuur iemand anders dan nie. Hy gaan uit, en hy gaan haal ons. Nou daai tyd, die seun, as julle reg kon onthou, het gesê, hy wil sy erfporsie hê voor sy pa dood was. Nou dit was 'n groot vernedering geweest. Want die mense sou dit gevat het as, ek sien my pa alreeds dood. So hy's dood vir my, daarom vat ek my erfporsie. Nou dit sal 'n verskriklike vernedering vir die pa gewees het, maar ook vir die seun as hy nou sou teruggekruip het huis toe. Sou die gemeenskap die man verskriklik gespot het en whatever ook al hulle met hom gedoen het. Hier wys die Vader vir ons, hy gaan uit. Hy gaan haal die seun. Hy stap saam met hom terug na die gemeenskap of deur die gemeenskap na die huis toe. En die Vader wys vir die mense, hy het my te nagekom. Ek het hom vergewe. Ek verwelkom hom terug. En dit gaan met elkeen van ons gebeur, of het met jou gebeur, dat wanneer jy die besluit maak om na die Here toe te gaan, daar gaan mense wees in jou pad, wat jou gaan
Daar gaan mense wees wat oor jou pad kom, wat jou gaan verkleineer en jou gaan spot. Dit gebeur met elke ene wat die pad terugstap. Maar die Here sê vir ons in hierdie verhaal, hy sal jou kom haal. Hy sal die pad saam met jou terugstap. Maar daai eerste paar tree of dae, is dit jou wilskrag wat jou vorentoe vat. Is dit jy wat gefokus moet bly op die horison, want jy gaan vir hom sien, hy gaan jou kom haal, en hy gaan saam met jou terugstap. Is dit nie 'n verskriklike wonderlike verhaal hierdie nie? En hy sê onmiddellik, nou gaan ons fees vier. Hy trek jou niet aan, en onmiddellik is jy deel van die familie weer, en jy kan besigheid doen vir die Here. Net 'n gedagte, terwyl ek nou besig was met hierdie, toe ek die Here se huis verlaat het, en my draai gaan loop het na die varkop toe, tot ek my oë oopgemaak het, en ek onthou die dag toe die Here my oë oopgemaak het, en ek dank die Here vir daai dag, en ek dank die Here vir die pad terug huis toe, en hoe hy my ontvang het. Toe dink ek, die mense wat my help bly het in die sonde, mense wat vir my sonde laat goed lyk, my maatjie wat gevloek het, my eerste woorde, toe ek gevloek het, ek dink maar sommer aan hom, ek dink die wat my, ek was half gedwing gewees om my eerste bier, of my eerste sigaret te rook, ek mag hom nie gemors het nie, ek moes hom intrek en hoes, want die oukie, my maatjies broers was bietjie groter, en ek sit so en dink aan al die mense, wat die oorsaak was vir my, om die grenslyne oor te steek, en die lewe in die wêreld in te gaan, en ek dink so vir myself, gaan daai mense moet verantwoordelik gehou word, gaan hulle eendag voor die Here staan, en verantwoording doen, vir dit wat hulle aan my gedoen het. Gaan hulle moet eendag vir die Here sê, ja Here, ek was skuldig, want Frank was hier, maar ek was een van die redes hoekom Frank die grenslyne oorgesteek het. En natuurlik is dit die ander kant ook. Ek weet, toe ons nou 'n bietjie groter word, as jy nou 'n 50cc motorfiets gehad het, 'n pakkie Chesterfield, en so 6 biere in jou rugsak, en as jy dan maar cool man gewees. En ons het dit baie maklik vir die wêreld gewys. Hoeveel mense het as gevolg van my voorbeeld ook die grenslyne oorgesteek? Vir hoeveel mense was ek die oorsaak dat hulle eerder die wêreld buitekant, want ek het dit baie goed laat lyk. En ek het dit baie goed, ek en my pelle, ons kon 'n ding dan maar lekker opsweep mense. En laat hy ook die lus gehad het, of sy die lus gehad het, om ook hierdie lewe te hê, en ook dan nou uitbeweeg. Gaan ek verantwoording doen vir daai mense? En ek gaan sit 'n bietjie in die Bybel, en ek kyk, en ek wil sommer gou net so, ek is ouer, ek en Linda, vir ons kinders. Gaan ek verantwoording doen vir my kinders? Voorbeeld wat ek sommer aan gedink het, ons kom van die werk af, 'n paar manne, en ons sal sommer daar buitekant by die driveway, dan by die ou, dan by die ou, dan by die ou, haal ons die biere uit, en ons begin gesels, tot die son sak. Linda het altyd gesê, jy bring nie uit 'n klomp dronkgat in my huis nie. Nee? Dan staan ons buitekant en ons gesels. Wat 'n voorbeeld het ek vir my kinders gestel? Ons weet, ons begin, naderhand raak die taal al dieper, bietjie meer Afrikaans. My kinders, my meisiekinders, so groot, my seun, altyd opgekyk na ons. Dis hoe 'n paar manne lyk. Dis hoe 'n paar manne na harde werk, rustig raak. Gaan ek verantwoording doen, mense, vir daai dinge? So daar met die braaier staan, en ons raak laf. Ons dans, en ons vloek, en ons gaan aan, en is luidrigtig, en ons kinders kyk so op na ons. Wat sien hulle? Wat sien ons kinders? Gaan hulle ons voorbeeld volg? Gaan ek verantwoording doen vir dit wat ek my kinders gewys het? Gaan ek verantwoording doen vir dit wat ek ander mense gewys het, en hulle lus gemaak het vir my lewe, wat nou so lekker lyk, want ons kan dit mos baie maklik met die hulp van Satan, dat ons dit baie lekker lyk, en smaaklik lyk. En ek gaan toe en ek gaan soek bietjie in die Bybel, en ek kry hierdie gedeelte in Romeine 14,
Elkeen van ons sal dus oor ons eie doen en late voor God verantwoording moet doen. Dis so. Ek het die grenslyne verlaat, maar as gevolg van voorbeelde of 'n ander lewe wat ek gesoek het, maar ek is ook nog verantwoordelik vir die dag wat ek dit gedoen het, toe ek die ander lewe gaan soek het. So sê die woord van die Here. En dan gaan ons aan. Daarom kom ons neem ons voor kom ons neem ons voor om so op te tree dat ons nie medegelowiges laat struikel of dinge vir hulle moeilik maak nie. Dit klink vir my as ek hier lees dat albei partye verantwoording gaan doen. As jy jou medegelowige ontstel deur wat jy eet, dan handel jy nie volgens die reëls van die liefde nie. Jy moet tog nie deur wat jy eet iemand se lewens verwoes nie. Onthou, Christus het vir daardie medegelowige gesterf. Weereens mense, as ek die woord van die Here leer, ek wat die voorbeeld was, of die wat 'n voorbeeld vir my was, almal van ons gaan verantwoordelik wees voor die Here. Matteus 18, die woord van die Here self. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies, jong gelowiges, wat in my glo tot 'n val bring, vir hom sal dit beter wees om 'n meelsteen om sy nek in die see te verdrink. Dis die woorde van die Here. Die wat ander tot 'n val bring ellende in die wêreld. Daar sal noodwendig sulke mense wees, maar God sal die mense straf wat iemand anders tot 'n val bring. En ek wil graag afsluit vandag, mense, en vir julle sê, die verlore seun, niemand is verlore nie. En as jy vandag hier sit en jy dink aan iemand, gaan vertel hom die verhaal. Vertel hom dat die Here op die heuwel staan en uitkyk vir jou. Vat die pad en loop hom terug. Baie van ons moet daai pad alleen gestap het. Baie het mense wat saam met hulle kan stap. Maar vertel hulle die verhaal. Vertel hulle die verhaal van die Here wat wag. Vertel hulle van die verhaal van die Here wat na jou toe sal kom en hy sal saam met jou loop. Hy gaan 'n nuwe mens wees en hy gaan saam met jou deurstap deur die bespot en die sleg sê en alles wat mense aan mense kan doen. En die Here sal saam met jou die pad stap. Jy moet die besluit maak om die hek agter jou toe te maak. Jy moet die besluit maak om die eerste paar tree te loop, hoe moeilik ook al. En as die versoekings kom, jy gaan versoekings kry. Want die Here toets ons daarin, hy toets ons daarin oor die versoekings. En as jy aanhou en jy gaan by die versoekings verbykom, en die Here sê in sy woord dat niemand bo sy vermoë versoek sal word nie. En glo dit. Vir jou voel dit dalk so. Die Here weet beter. Jy moet die eerste stap en dan moet jy gaan. En as jy vandag soos ek weet dat ek verantwoordelik gaan wees vir die voorbeeld wat ek in ander mense se lewens was, dan wil ek bid dat ons almal hierdie week van nou kom, dalk in dieselfde boekie gaan skryf, dat die Here vir ons herinner en dat ons voor hom kom en hom vergifnis vra. Dat ons erge berou in ons harte het oor die voorbeelde wat ons vir ander mense was. Ons het dalk daai mense uit die grenslyne uitgevat en nie almal keer altyd terug nie. En mag het so wees dat die Here my sal vergewe vir die wat nooit terug te keer het nie. Ek kan nie nou aan iets dink nie, maar ek vertrou die Here sal in die volgende week hierdie ding aan ons bekend maak. En mag ons by die Here pleit vir vergifnis. Al het ons dit in onkunde gedoen. Ons was nooit regtig onkundig nie. Ons het die keuse gemaak, so sê die woord van die Here. Amen. Ons bid. Here, vandag wil ek vir U dankie sê vir die genade. Here, net die genade van vergifnis, Here. Die genade wanneer ons na U toe kom, Here, met 'n opregte, berouvolle hart, Here. Wil ek vandag vir U sê, Here, dankie dat U ons vergewe. Vader, mag het so wees dat U vir die res van die week, Here, elke dag, Here, daar waar ons skuldig staan voor U, Here, daar waar ons vergeet het om vir U dankie te sê, waar ons U vergeet het om U te prys en U te loof, Here, vir wonderlike dinge in ons lewe, Here, vir beskerming, Here, vir voorsiening, Vader. Here, die dae toe U ons net bloot met 'n verkoue gesond gemaak het, Here.
Die dae wat ons ingegaan het hospitaal toe, of mense na ons hospitale toe gegaan het, Here, en hulle het uitgekom gesond, Vader. Here, daar waar jy ons beskerm het in ongelukke, Vader. Al hierdie dinge in ons lewe, Here, net die brood wat ons het om te eet vandag as ons huis toe gaan, Vader. Om U te prys en te loof. Here, maar ook dat ons oë sal oopgaan hierdie week, Here, en ons rond te kyk en te sien dat U die skepper van alles is. Here, U het alles gemaak, Here, vir U self, Here, en U deel dit met ons. Here, kom help ons dat ons dit nie vergeet nie, maar Here, ook dit, Here, daar waar ons ander mense, Here, verlei het, Vader. Here, deur ons houding of whatever ook ons gedoen het, Vader. Maar mense het ons voorbeeld gevolg, Vader. Wil ek vra, Here, daar waar ons kan regmaak, Here, kom wys vir ons asseblief, Vader, dat ons sal regmaak, Here. Maar aan die ander kant, Vader, daar waar ons miskien nie meer kan regmaak, Here, dat ons voor U sal kom neerval, Here, met 'n opregte berouvolle hart, Here, ek weet U sal ons vergewe. En dat ons sal bid, Vader, as daai mense nog dalk van die pad af is vandag, Here. Here, dat hulle ook die pad sal terugvind na U toe, Vader. Here, U genade is vir elke een, Here, daar is geen sonde, daar's niks wat ons as mens nie kan doen nie, Here. Daar's niks wat die Satan ons mee kan vasketting nie, Vader, wat U nie sal breek nie. Here, U verwag van ons om die hek toe te maak, en ons vark ook, Here, dat ons aan die tafel van ons Vader kom sit en eet, Here, nie in die trof van 'n vark nie, Vader. Dat ons sal kom na die tafel toe, Here, wat U vir ons voorberei het, Vader. En dat ons daar sal kom eet, Here, maar dat ons oë gefestig is op die pad terug, Here. Ons weet, Here, dinge gaan kom. Ons weet dit, Here, want U sê in die woord, dit gaan nie vir ons maklik wees nie. Maar Here, U sê ook, U sal ons nooit verlaat nie. U sê, is ten alle tye met ons, Vader. U beloof ons, Here, dat ons nooit bo ons vermoë versoek sal word nie, Here. Ons kan altyd sê nee, Here. So wanneer die ou wêreld vir ons aanloklik lyk, Here, help ons om vorentoe te gaan, na U toe, Here, want ons weet, Here, as ons ons oë oopslaan, gaan ons U op die horison sien. Vol liefde, vol genade, vol vergifnis, Here. Dankie vir wie U is, Vader. Here, kom seën elkeen van ons in hierdie week, Here. Here, dat ons kan gaan huiswerk doen, Vader. Dat ons kan bid, Here, en dat ons U kan sien in 'n ander lig, Here. Kom seën ons, Here, in ons in en ons uitgang, Vader. Is ons gebed in die wonderlike naam van Jesus Christus in wie ons glo. Amen.